bietjie vroeg. Daar's nog so 5 minute, kom ons neem dit op sitplekke. Daar's nog 5 minute, mense is nog kom. Ons bly hier saam met ons hier vanmôre. Baie welkom, so ons het hier voor ingeskakel, want hulle speel so lekker, so ons gee ons mense nog kans om in te kom. Daar's nou so 'n bietjie storing nou daar sê ons net reg kry, daar sê baie welkom aan elkeen van julle ons inluisteraars. Bly is by ons ingeskakel vanmôre, waar jy ook al ingeskakel is. Johnny Jager in Nieu-Seeland, baie welkom, en as ek aan jy weer sê, ek sal nou die tamboerijn kry, want as dit praat jy weer en sê jy, waar is die tamboerijn, so baie welkom. Oral waar jy ook al mag ingeskakel wees, baie welkom saam met ons vanmôre. Ons het bly hier saam met ons hier vanmôre. Mag die Here u baie ryklik seën. Ons gaan lekker saam sing vanmôre. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Ek gaan nou wat ryklik insit, ek net so vakansie daar, want ek weet wat ryklik hier voor mikrofoon insit. Ons het lig. So baie welkom. Mag die Here u baie ryklik seën. Waar jy ook al ingeskakel is, saam met ons is bly is ingeskakel Pastor Jan. Daarvan ons so baie, hy geïmmigreer so vir 'n naweek hiernatoe, so baie welkom, en Natasha daar, Natasha baie welkom ook hier saam met ons, mag die Here sê, hulle was in die verlede was ons assistent hier gewees, toe kry hulle groen by velde daar, en ons so baie gesê, baie water, en ons na by die see. So ek trek hulle see toe, al baie water, baie welkom Pastor Jan, daar sê, draai net die kamera, en net sê, hier is Pastor Jan, daar sê baie welkom, daar sê Johnny, jy daar in Nieu-Seeland, jylle ou daar in Canada, baie welkom wie jylle skakel gekende, maar waar jy ook al ingeskakel is, baie welkom, sê gou so langs jou, achter jou, voor jou, dis bly jy sê, daar sê baie welkom, mag die Here u baie ryklik seën. Kom ons staan en bid ons saam, dan ons lekker saam sing tot eer van die Here. Baie welkom, mag die Here u seën. Hemelse Vader, wat 'n kosbare, lieflike, wonderlike, goddelike voorreg het ons vanoggend om so saam te kan wees. Baie dankie vir die liefde van die Here. Dankie vir die seën van die Here. Dankie vir die vrede van die Here. Dankie dat ons môre kan sê, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Ons bring lof en eer aan u Here. Ons dink aan hulle wat weg is vir die naweek, Here. Hierdie lang naweek is soveel mense weg, maar ons bid, Here, dat u by hulle sal stil staan, waar ook al mag weer giel hulle, Here, en dan so ook, Here, ons ander voorstanders, vloei hulle, Here, ons dink aan hulle, waar ook al mag wees, baie as hulle ingeskakel is, baie welkom, en elkeen vanmôre, baie welkom, ons inluisteraars, baie welkom vanmôre, saam met ons, mag die Here u baie ryklik seën, en u kry al die eer, die lof en dank van ons harte, Here, laat u naam verheerlik word, ons dankie daarvoor, om Jesus wille, amen. Baie dankie, en neem net die sitplekke, ek net voordat ons om mense kans gee, om in te kom, en my broer, suster, ek wil Pastor Jan sê op my, ek wil dit tog noem, u sal onthou, vir die van u wat hier was, verlede Sondag, ons wil, ek Pastor Jan praat daar agter, weet julle wat, ons dien 'n groot God, 'n God wat omgee, 'n God wat agter, ek wil vir jou sê, broer en suster hier, die mense wat nog inkom, ek ons vir u sê, liewe inluisteraar, waar jy ook as dit, God ken jou hart en my hart. Ek dink, my sussie is seker ingeskakel, waar sy ook al mag wees, ek gaan nie nou die naam doen nie, maar sy het my vraag, ek wil het toch noem, ek wil toch vir u sê, my broer en suster, u sal onthou, verlede Sondag, die van u wat hier was, op die liewe inluisteraar, het ons op 'n stadium gekom, terwyl ons nog so lekker bedien het ek skielik opgehou, het ek stil staan, en ek sê, daar is iemand wat nou ingeskakel is, wat so sit, en my trane wil sê, ek het die Here so nodig, u sal onthou die van die wat ingeskakel op die wil kyk, kan jy kyk na die boodskap, en ek sê vir die persoon, jy sit so, en die persoon bel my, sy sê vir my, pastoor, kan jy my kom sien, dis ek, vallig is sy hier in Elfras, en sy skryf môre vir my, hierdie woorde, goeiemôre pastoor, ek dink nie ek het al reg om voor mense te staan en te getuig nie, maar pastoor is meer as welkom om dit namens my te doen, of om my getuienis te gebruik, dit is amazing, en mense moet dit hoor, maar ek is nie reg om dit self oor te dra nie, baie dankie pastoor, en dankie dat pastoor kom draai het, en 'n gehoorsame kind van God is. Al die eer, ons gee weer net 'n lof. 'n soekende siel en 'n soekende Jesus ontmoet mekaar altyd. U wat hier gewees het sal onthou,
Ons was in die helfte van die dienste te gestop. So ons wil dit noem. En pastoor Jan sê, ek dink ek moet dit noem. Wil ek vanmôre vir u sê, daar's 'n God in die hemel wat omgee vir jou. Hy gee ag, jou mag die Here u baie ryklik seën. Weet net vanmôre, somebody cares for you. His name is Jesus. Baie welkom Here. Seën u en ek weet die Here hoor en antwoord en ja. Kom ons staan en sing ons lekker saam tot eer van die Here. Baie dankie. Daar's hy baie dankie.
nou begin, nou is ons opgelaai. Nou gaan ons nog in kerk. Amen. Ek weet is 'n lang naweek. Ek weet soveel van ons mense is hier, ek weet om Giel is hier, ek weet dat die agter sit, is nie hier nie, en soveel mense is hier, maar weet nie wat, jy is hier, ek is hier, die Here is hier. Weer is lang naweek, ons in kerk. Ek is opgewonde, prys die Here, halleluja, dit is op die regte plek vanmôre, stem jou in vanmôre, luister nou mooi. Ons het jare gevra na die waters. Ons gaan het bedoel, ons het jare gevra na die waters. Ons het jare gevra na die reën. Here stuur ons die reën van die
daar in Handelinge 2. Jy sien hulle was wagtend op die Here gewees. Amen. As jy verwagting vanmôre het, sê God, die Pinkster het plaasgevind. Ja. Die Gees is teenwoordig. Wat verhoed vanmôre dat ons die Heilige Gees nie kan ontvang nie, net in die As jy vanmôre hart het wat oop is, moet jy weet vanmôre dis God se hart om jou te kom herleef in jou omstandighede, te herleef in jou situasie, dis wie jy is. Yes. So ek wil jou bemoedig vanmôre, terwyl ek die sit begin ek emosioneel raak, want ek sien hoe moeg mense word. Ek sien hoe moeg mense is. Maar hoor my, die Here sê vir die wat op hom wag, kry nuwe krag. En jy sal opvaar soos 'n arend in die hemel. En die wat is vir my so kosbaar. Het jy al gehoor 'n kraai gaan sit gewoonlik op 'n arend se rug, net tot op 'n sekere hoogte. Dan begin hierdie arend die hoogte in te gaan en hierdie kraai kan nie meer suurstof kry dan so by my af. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand is op jou rug so nou en dan, omdat jy nog die hoogte gekry het. Jy sien, dis tyd dat ons wag op die Here, dat ons hoog kry. So dat ons kan opvaar, soos arend in die lug en dan kan ons sê, dit is Pinkster herlewe, want het die Heilige Gees daar weer neer. Dit is Pinkster herlewe, want die Heilige Gees daar weer neer. Kom maar, ek wil die woord voorlees. Dit is Halleluja.
loof die Here, is jy bly om hier te wees vanmôre? Kan ons die Here nie net 'n lofoffer gee nie? Kyk, ek ken hulle vanaf so wakker kerk. Ek kan vir die Here nie sê. Nou, ander mense gaan nou vakansie, wanneer hulle in die Bosveld is by die see, en ons hou vakansie in die Bosveld, omdat ons by die see is. Maar van ons al baie af, grootlike groet van almal af, en ons is so welkom om net saam met julle te kan kuier en die naam van die Here groot te maak. En ek wil hê jy moet jou Bybel gou vir my vat en na die hoofstuk van 1 Konings blaai daar aan die 18de hoofstuk toe, waar ek vanmôre 'n bietjie met jou wil gesels oor 'n tema, wat maak jy hier? En ek wil net kortliks vir jou 'n gedagte deel en wat presies gebeur het hier in 1 Konings 18. Ons almal ken vir Elia. En ons almal sien hom as hierdie gesalfde profeet van God. Nie dat hy nie is nie, maar hy is 'n gesalfde profeet van die Here. Maar selfs hierdie profeet het 'n laagtepunt in sy lewe bereik. Selfs hy het op 'n plek in sy lewe gekom waar hy besef het, weet jy wat, ek wil ook nou maar opgee, ek wil ook tou opgee, ek is ook moeg en al hierdie goed gebeur. En ons almal gaan daardeur. Daar is iemand miskien vandag wat hier deur gaan. Daar's mense wat daardeur is en ek wil ook vir jou waarsku, jy gaan nog daardeur gaan. En dis juist hoekom die Here vanmôre, ek glo met ons wil praat oor hierdie gedagte en ek wil hê die Here gaan sy woord seën vanmôre, ek weet dit sommer. Maar net kortliks om jou te vertel, ons beland partykeer op plekke waar ek glo God nie regtig wil hê ons moet wees nie. En ons is op plekke waar sy dit veronderstel is om te gaan stil staan by. En hoekom gebeur hierdie goed? Miskien die vraag wat jy vra vanmôre, en ek dink een rede is omdat ons nie meer gefokus bly op die Here nie. Wie glo dit vanmôre? Jy sien, wanneer ons so afval van die Here af, gaan ons 'n teiken word vir die vyand. Ons het nie die reg en ons kan ook nie die autoriteit hê sonder Christus nie, want hy is ons bron van lewe. Hy is die bron van voorsiening. Hy is die bron wat ons help in elke tree wat ons gee elke dag. Wie glo dit vanmôre? Halleluja. Nou ek het daar in ons baie tannie Benet, pragtige tannie. Sy preek net so hard saam met my elke Sondag. Sê halleluja en amen. En ek het op 'n stadium iemand gehad wat geklaai daaroor en ek het vir die persoon net gesê, "Hier wat, die halleluja's gaan soos donder slaan die hemel klink. Maak gereed, want jy gaan dit hoor elke oomblik wanneer jy by Jesus is." So ek hou daarvan as jy saam met my gesels vanmôre en die woord bevestig, want ek glo elkeen wat sê amen, bevestig 'n woord. En ek wil vanmôre hierdie woord vir jou bring. Jy sien, die oomblik wanneer ons wegdraai van God se aangesig af, en partykeer wegdraai van sy teenwoordigheid af, stel ons onsself bloot aan die vyand. En die vyand laat partykeer 'n gees los oor ons lewe van depressie. Wie ken dit? Die vyand los partykeer, hy laat 'n gees partykeer los oor ons van mismoedigheid. Hy laat partykeer 'n gees los oor ons van terneergedruktheid. En weet jy wat, omrede ons net ons oë afgehaal het van die een wat vir ons die pad kan gelei raak. En weet jy wat, het gebeur so vinnig. Dis net in een oogwink dan is ons so plat geslaan dat ons voel, Here, ek wil nie eens meer opstaan nie. Ek sien nie meer kans nie. Jy sien, dit is daar waar ek en jy 'n slagoffer word vir die vyand. Weet jy wat is 'n slagoffer? Ek sê die Engels is 'n victim. Jy word geviktimiseer deur die vyand. Jy word 'n slagoffer van hom. Hy's besig om jou uit te oorlê. Hy's besig om jou moeg te maak. Hy's besig om jou uit te put. Jy voel naderhand nie meer is om te bid nie. Jy voel nie meer is om kerk toe te kom nie. En alles is die Here se skuld. Here, ek dien nie vir so lank. Hoekom gebeur hierdie goed? Wat maak dat dit so is in my lewe? Wat is die oorsaak? Ek wil hê jy moet saam met my gaan kyk hier in Elia se verhaal. Nou Elia het op 'n stadium vroeg in die hoofstuk die Israeliete weggedraai van God se aangesig af. En wanneer jy wegdraai van God se aangesig af, gaan jy jouself bevind in ballingskap. Ballingskap is 'n plek waar jy buite God beweeg, waar jy onder die sambreel hand van God uitskuif en jy jou bevind as 'n teken vir die vyand. En baie elkeen wat hier sit vanmôre was soldaat sy lewe. Waar jy gevoel het, Here, dit hou net nie op nie. Jy sien, God is besig om jou duiwel bestand te maak. Dis hoe my beproewings op jou pad stuur. Weet jy dit? Ek sê altyd, jy kry beproewings want die vyand, die Here wil hê jy moet duiwels bestand word. As ek dit sê ek nie, hy gaan jou nie weer aanval nie, maar wat ek sê is, wanneer die aanval kom, en wanneer die beproewing kom, gaan jy soveel makliker daardeur beweeg. En ons kan die Here net eer, daarom sê ek wil 'n bietjie vir jouself sê, Here, dankie vir my beproewing. Here, dankie vir my beproewing. En hier is Elia, en hy daag 450 Baal-profete uit, en hy gaan sit en hy sê vir hulle, bou julle altaar, en pak hout op, en slag vir julle 'n bees,
om te offer vir julle God. Want jy sien, hulle het 'n God aanbid wat hulle gedink het, die God is wat reën gee, die God wat voorspoed gee, die God wat vir hulle, wat hulle seën in hulle lande en al hierdie goed het hulle gedink, dis die God. En hy sê vir hulle, die God wat julle glo vir julle seën en wat vir julle voorspoed gee, ek wil julle moet 'n offer bring vir hom. En Elia sê vir hulle, dan as julle klaar is, dan gaan ek vir my God 'n offer bring. Maar wat ons doen is, ons bid dat hierdie God met vuur uit die hemel uit antwoord. En die God wat met vuur antwoord uit die hemel uit, laat hy dan God wees en die ouens sê, nee man, dis goed, laat ons die challenge vat. En so kom hulle, ek wil even gaan kyk wat sê vers 26. Hoor nou, Elias alleen. En as ons hierdie verhaal lees, dan sien ons, joh, maar hierdie ou, ek wens ek kan net soos hy wees. En ek wens ek kan ook so gesalf wees deur God soos wat Elia deur God gesalf is. En hier kom die woord, hy sê, vers 26 hoofstuk 18. Hy sê, hulle het die bul wat hy hulle gegee het, geneem en dit gereed gemaak en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is ons God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker gemaak word. Nou, ek dink net, ek sien hierdie hele verhaal afspeel. Ek dink nou Elia daar op 'n klip van sy pastoor. En terwyl hy so sit kyk en nou hierdie hele storie van hoe hierdie ouens roep en hulle het rituele, hulle spy hulle self, hulle spring op en af, hulle skree en Elia sê skree harder. Miskien slaap julle God. Miskien is hy op vakansie, miskien is hy bietjie weg. Miskien kruip hy weg. Man roep net. En ek dink hierdie ouens gee voet in die hoek en hulle skree hulle laaste stem van hulle daar van jees word en hulle gaan net aan wat geen God antwoord. En jy sien God en Elia wou hierdie God van hemel en aarde hulle openbaar en vir hulle bewys dat Baal nie 'n God is. Ja. En wie wat gebeur nadat hulle klaar is, wat sê die Bybel daar in vers 34, hy sê, toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal. Nou, luister hier man. Hier sê Elia, hy sê, jy moet net 1 keer water opgooi. Jy gooi 2 keer op hierdie altaar water. Giet dit uit, giet alles uit wat jy het, en hoor wat skei. Hy sê vir die tweede maal, hy sê, en hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die derde maal. Hoorie, ek dink daai ou is nou popnat. En hoor wat gebeur, hy sê, en hulle het dit vir die derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot, het hy vol water gemaak. Nou, daar is die challenge gewees. Elia sê, kom ek wys julle wie is God werklik. Julle het droog gehad, dit is water op julle altaar gehad, maar ek het 3 keer laat opgooi, totdat die sloot vol water is. Ek sien hier die hele verhaal afspeel en Elia staan op. En hy staan in vers 36, hy sê, hoor wat hy sê, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat die God in Israel is. En ek die knegt, en dat ek al hierdie dinge op die woord gedoen het. En hy sê, antwoord my Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarom het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. En hy sê, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En dit praat van 'n man wat afgesonder was by God hierdie. Want hoor my mooi, dis enige mens wat in hierdie posisie kan staan en sê, ek ken hierdie God van vuur nie. Nou wat ek wil hê jy moet vanmôre verstaan is, God het weer manne en vroue soos Elia nodig in die kerk. Hy het weer kinders van God nodig, wat weer gevul kan wees met die autoriteit wat Elia gehad het. En ek wil jy moet vanmôre iets verstaan, alleen kan jy dit kry, wanneer jy tyd met hierdie God spandeer, en verstaan dat hy jou weer beproewing sit, met 'n rede, want hy's besig om jou af te sonder, hy's besig om aan jou te skaaf, hy's besig om aan jou te werk, sodat jy op 'n plek kan kom waar hy wil hê jy moet wees. Wil jy gou saam met my gaan kyk wat sê Jeremia? Dis nou nie deel van die preek, maar dank God, hy help ons. Amen. Jeremia 48, kom die Here en hy skryf iets daar in
in vers 11 en 12. Nou, die Moabiete, wil ek hê moet weet, hulle was die buurland gewees van Israel op daai stadium. Ja. Right? En dit het goed gemaak met hulle, want hulle het in 'n posisie gewoon waar hulle nie aanvalle gekry het nie, en waar die reën goed was, en waar dit met hulle goed gegaan het. En weet wat, hierdie Moabiete begin 'n afgod te aanbid. En hulle sê vir hierdie afgod weer dankie vir wat hulle doen. Dit is mooi. En God kom en hy sê, ek gaan met julle ontmoet. Ja. Hoor my, God ontmoet met ons baie keer wanneer ons dink dit gaan goed. Ek wil hier met iets verstaan vanmôre. Moab, die Moabitiese volk, het gespot met Israel, omdat met hulle swaar gegaan het. So met ander woorde, die Moabiete, jy moet gaan lees, hulle het geroem in hulle voorspoed. Hulle was groot prater gewees en het gespot met Israel, maar niks kan ons trek, dit gaan nie goed met ons. En God sê, hier kom dit. Vers 11 sê die volgende, Moab was gerus van sy jeug af. Dan moet het altyd goed gegaan. Ja. Hy sê Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sodat, hoor my, sonder dat hy leeggemaak is van vat en vat. Ek wil nie met iets gaan hoor. In die Bybelse tyd, toe hulle wyn gemaak het hulle in kanne gegooi en het vir 'n tydperk gelos, totdat die afsaksel afgesak het, en dan het hulle die wyn in ander kanne gegooi, in ander vate gegooi. En so het hierdie proses om herhaal, totdat die vloeistof, hierdie wyn suiwer was. Sodat dit geur gehad het en smaak gehad het. En ek wil nie moet gou hoor wat sê die Here vanmôre. Hy sê vir hulle, van vat tot vat, hy het nie in ballingskap gegaan nie. Daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie. En die Here sê, daarom, vers 12, kyk, daar spreek die Here, dat ek aftappers na hom sal stuur, wat hom sal aftap, en sy vate sal leegmaak, en sy kruike stukken sal slaan. Met ander woorde, die Here sê, aftappers gaan stuur, ek kan vir jou beproewing stuur. Julle moet dit weet, wat jy sê, ek doen dit tot voordeel vir jouself. Ek wil hier moet vanmôre verstaan, beproewing kom ons pad langs tot voordeel vir jouself. God wil jou aftap, maar hy wil die suiwerheid binne in jou kom openbaar. Hy wil hê jy moet kan opereer, soos wat Elia geopereer het. Dit is nie God se hart nie. God sê, sy grootste begeerte is dat ons soos sy seun Jesus kan wees. Dis God se hart vir die kerk. Ek glo by julle af en ek sê dit al verlang. Die kerk is moeg en preek. En ek nodig om weer God se hand te sien beweeg. Dit wat laasweek gebeur het, is God se hand wat beweeg, man. Dis God wat praat, dis God wat in ons midde opdaag en kom sê, hoor die woord van die Here. Hoor wat wil die Here sê. En ek wil hier moet vanmôre iets verstaan. Die oomblik toe Elia opstaan, gebeur goed vind plaas. En die Bybel sê vir ons dan vers 39, ons het by 1 Konings 18. Hy sê, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Hier is die hele volk. En hulle, ek wil sê, hulle kom tot bekering, sien nie, die Here is besig om iets te doen. Wie wat? Elia sê die volgende, hy sê vir hulle, gryp die profete van Baal, vers 40, laat niemand van hulle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. So, Elia het hulle afgehandel. Ek wil vanmôre 'n profetiese woord op hierdie kerk losmaak. Handel af met die dinge van die vyand, want hy's 'n leienaar. Hy wil hê jy moet God nie vertrou nie. Hoor my vanmôre, ek wil hê jy moet wanneer jy God antwoord, spreek hierdie negatiewe goed aan en sê die naam van Jesus jou gees. Jy gaan my nie teneergedruk maak nie. Jy gaan my nie negatief maak nie. Jy gaan my nie moeg maak nie. Ek is 'n kind van God. Hy het vir my geskerp aan die kruis en ek is steeds 'n oorwinnaar vir Jesus wat hy nie mag gee. Halleluja. Jy het nie nodig om moeg te word nie. Hy is God. Hy het nooit verander nie. Dis die probleem kom by dit wanneer ek en jy begin moeg word. En ek wil hê jy moet weet, Elia kom toe by die tweede wonderwerk in hierdie hoofstuk. Vers 41 sê Elia vir Agab, en Agab was baie die koning gewees en hy het die slegte vrou Jezebel gehad. En hy was ook nie 'n goeie koning nie. Hoor wat sê hy vir Agab? Hy sê trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Elia profeteer, hy is besig om in geloof te praat. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op,
kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. Ek wil net iets gehoor. Nou, ek weet al hoe die see bietjie werk, so amper 3 dae daar. Maar as jy oor die see uitkyk, jy kan sien 'n wolk wat doel, want dit lyk of die horison breek en die wolk te sien. En Elia sê vir hom, hierdie diensknegt van Elia kom terug, en die dienaar, en hy sê vir Elia, maar ek sien niks nie, en hy sê, gaan weer, maar doen dit so 7 maal. Maar terwyl dit gebeur, is Elia besig om te bid. Ek wil hê jy moet iets verstaan. Elia is besig om hier te praat. Hoor mooi, 'n gesalfde profeet van God. Hoor my gaan. Hier is 'n pastoor gesalf deur God vir die gemeente. Maar hy soek dienaars wat agter hom kan staan. Hy soek dienaars met wie hy kan praat en sê, hoor hierso, as jy saam met my in geloof, ja pastoor, nou ek bid jy gaan doen. Dis wat hier gebeur het. Hierdie dienaar gaan op en hoor wat gebeur, en daarom sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal, vers 44, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op in die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, die reën gaan jou inhaal. Hey, die sien hy 'n handjie van 'n wolk, eintlik sê Elia, gaan sê vir Agab, hier kom groot reën. Dis ons nou geloof. Hoor my, moenie altyd die groot goed by God soek nie. Weet net dat God daar is. Ons wil altyd die groot wonderwerke oorgetuig. Maar vanmôre dat jy kon opgestaan het, is 'n wonderwerk uit God se hand uit. Vanmôre dat jy hier is God se genade. Wie wat is iets kleins, maar is 'n getuienis. Elke môre het jy 'n getuienis. Onthou jy, vroeg in die môre, laat in die nag. Op my knie sal ek op U wag, Here, want jy sien elke dag is 'n getuienis in my lewe. En jy sien toe hierdie dienaar terugkom en Elia stuur die dienaar en sê, gaan sê vir Agab, hy moet op sy perd klim en hy moet gaan, want die reën gaan ook ingaan. Dit is die gebeur iets baie ongelooflik is. En hy sal dan vers 45, hy sê net in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind. En 'n groot reën het gekom en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here, sê die hand van die Here. Die hand van die Here was oor Elia. Sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. Ek wil jy moet doen. Baie advance, weet jy hoe vinnig is dit? Nou wonderlik wat gaan gebeur is jy vir iemand wat aan God nie glo nie, vir hom sê luister klim in jou kar, jy moet ry die alles op pad. En terwyl hy ry op die pad 120 trek jy jou broeks op in die hardloop verby hom. Wat gaan hy sê? Wat is wat hier gebeur het? Hier's hierdie Agab koning en hy sê ja, hy jag die perde en hy is besig om te ry en hier kom Elia, hy trek sy rok uit op en hy sê, kom ons dans 'n bietjie. En hy hardloop by hom uit. Die Bybel sê hy hardloop vir Agab weg na Jesreel toe. Met ander woorde was voor hom daar gewees. Die hand van God op jou gaan jou vinniger by die uitkoms bring as wat jy net op jou eie sukkel gedoen het. Kan ons nie net vir die Here sê dankie nie? Kom op, kijk. Met God se salwing, hoor my mooi, het jy min moeite nodig. Met God se salwing wil ek hê jy moet verstaan vanmôre, moet jy weet God trek voor jou uit en hy maak jou pad gelyk. Hier gebeur iets in vers 19 nou, maar nie so oorwinning en ons almal sê, joe, Here, ek wil soos Elia wees. Maar weet jy wat, Elia het ook op 'n stadium sy aangesig van God afgedraai. Die vers 19, hoofstuk 19 is eintlik waaroor dit net vir jou 'n voorsmaak gegee van wat aangaan en waar Elia staan. En weet wat, ek wil hê jy moet vanmôre iets hoor. Ek wil jou waarsku vanmôre, met die grootste oorwinning wat jy behaal, is jy die grootste teken vir die vyand. Ja, want jy sien niks kwaad vir jou. Het jy al dit beleef? Ek het dit was tot Annie. Ek dink jy het dit al beleef. Die grootste oorwinning het ek gister gehad en vandag en lyk of die hel oor my los is. En weet jy wat? Dis juist daarom dat God sê, jy het hierdie ding oorwin. Maar weet jy Elia, ek wil nou aan jou, ek wil nou jou gaan aftap. Ek wil hê jy moet nou van vat na vat oorgegooi word, want jy sien ek wil jou gereed maak vir die volgende uitdaging. Want jy sien die uitdaging wat ek nou gekom het, gaan God nie dieselfde strategie gebruik as die volgende nie. Want jy sien jy die salwing van God nodig. En om die salwing van God nodig te hê, het jy God nodig. En om God nodig te hê, het jy nodig om te gaan afsonder. Hier gebeur dit ding. Die Bybel sê dan vers 1, hoofstuk 19, en Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles hoe hy al die
profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. En hy, toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak. Sê 'n bietjie, hy het verkeerd goed gesien. Hoor wat sê hy, toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak. En terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn gegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek op warm klip gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, hoor jy. Hier gebeur iets op daai stadium waar alles gebeur het en oorgegaan. En hy het daar in 'n spilop gegaan en die nag daar oorgebly en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Ek praat vanmôre met kinders van die Here. God vra jou vanmôre, wat maak jy hier? Hoekom is jy mismoedig? Hoekom is jy moedeloos? Hoekom wil jy opgee? God sê weer, hoekom? Jy het op hierdie stadium 'n victim geword. Jy is uitgekies om aangeval te word deur die vyand omrede jy jou oor van my afgehaal. Wat maak jy hier? En ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan. Hierdie gees, weet wat doen hierdie gees wat die vyand jou mee wil vernietig? Hy kom en hy beroof jou van 'n heilige aanbidding voor 'n heilige God. Kom aan, ek wil jy moet weet wanneer jy moedeloos is, as jy lus om te bid. Kom aan, ek vra jou 'n vraag vanmôre. As jy moedeloos is, as jy lus om te bid? Nee. Wanneer jy plat geslaan voel, as jy lus om die Here se naam groot te maak? Nee. Glad nie. Jy sien, dis wat hierdie gees kom doen. Hy wil my beroof van heilige aanbidding by 'n heilige God. En weet wat wil hy nog doen? Hy wil poog om my en jou as 'n gelowige weg te trek van die aangesig van die Here af. Want jy kan maar weet, die Bybel ken hom as 'n leenaar, die vader daarvan. En wanneer hy kom en hy sê, weet jy wat, jy's in die probleem, God gee nie om nie, dan is ons gebly om dit glo alleen met wat ons oor van die Here af is. Dis presies wat hier met Elia gebeur. 'n man van God, 'n gesalfde van die Here, 'n profeet, wat 450 Baal-profete uitgedag het, wat 'n waanperde van agteraf ingegaan het en weggehardloop het, hierdie selfe ou gaan onder 'n besembos en sê ek moet kan doodgaan. En God ontmoet hom en sê vir hom, Elia, wat maak jy hier, my boetie? Hoe is dit my kind dat jy is? Weet wat, God het nie na Elia toe gekom en gesê, hey Elia, wat maak jy hier? Ek het nie geweet jy gaan nie daartoe kom nie. Nee, hierdie was 'n challenge wat God hom nou toe gebring het en hom sê, wat maak jy hier? Is 'n vraag wat God hom vra. Wat maak jy hier, Elia? Dis nie waar jy moet wees nie. Het jy vergeet ek het jou gekies? Het jy vergeet ek het jou gesalf? Het jy vergeet ek is my profeet? Wat soek jy in hierdie posisie waar die vyand jou ingebring het? Jy's mos weer as 'n oorwinnaar. Jy weet mos dat ek God is. Jy kan mos weet dat ek jou die vorige keer gehelp toe jy die Baal-profete uitgedaag het. En dis die vraag van die Here vanmôre vir jou wil vra. Wat maak jy hier? Onthou jy nie dat ek die vorige keer vir jou uitkoms gegee het nie? Onthou jy nie dat ek die God is wat voor jou uittrek en die pad vir jou gelyk maak nie? Elia kom vra hierdie vraag. Ag, God kom vra hierdie vraag van Elia. Luister, wat sê Elia vir hom? Hy sê en hy antwoord in vers 10, hy sê ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Ja. En iets wat ek vanmôre met jou wil deel rondom die goed, is 3 punte. God wil hê jy moet jou grondgebied kom terugneem. Vir te lank in die vyand jou grondgebied gevang, omdat hy jou 'n victim gemaak het, omdat ek en jou aangesig van God af weggegaan het.
Ek wil hê jy moet weet dat versoeking vind plaas wanneer ek die beproewing nie kan weerstaan nie. Beproewing is waar God jou kom van vat oorgooi. En versoeking is wanneer ek opgee op die hoop dat God my kan help. En dit het tyd geword vir kinders van God om op 'n plek te kom en te sê, my God never change. My God is still the same. Yesterday, today and forever. Ek wil hê jy moet vanmôre dit in jou hart hoor. En wie wat is 3 goed wat ek met jou wil deel vanmôre? Net 3 punte. Die eerste ding is, jy moet onthou dat God met jou is. Al is jy in 'n storm. Al is jy in 'n storm, en ons leer dit deur die verhaal van Elia uit. Elia was in 'n storm gewees, man. Toe hy in hoofstuk 19 kom, in die vorige hoofstuk, hy hier magtig oorwinning gehad, en hy kom in die tweede hoofstuk, of in die 19de hoofstuk, en hy word plat geslaan. Luister wat gebeur, daar in 1 Korintiërs 19:5. God het op daai stadium vir Elia 'n engel gestuur om hom te ondersteun. Weet jy dit dan? Kom ons gaan lees dit, vers 5. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Weet jy nie dat die Here vir my en jou kom sê, kom ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. God sê, wanneer jy hierdie storm is ek by jou. Het God nie gesê dat jy moenie bekommerd wees nie, ek sal saam met jou wees tot aan die einde van die dag. Kom maar, het God nie vir my en jou kom sê daar in Matteus 28:20, hy sê ek is met jou tot aan die einde van hierdie wêreld. Het jy geweet dat God jou nie sal verlaat nie? Ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan. Al voel dit, God het jou verlaat. Hy het nie weet hoekom voel dit of God jou verlaat. Hy staan so 'n bietjie terug en hy sê, ek wil hê jy moet geskaap word. Ek wil hê jy moet detox. Weet jy wat gebeur met 'n detox? Detox is besig om al die gifstof uit jou liggaam uit te haal. En God wil jou aftap van vaat na vaat om die suiwerheid uit jou uit te haal. Dis hoekom hy vir 'n oomblik teruggestaan en sodat jy so 'n bietjie die beproewing moet kry en dat jy so 'n bietjie meer moet bid. Ek weet wanneer ons die omstandighede gaan, dan voel ek jy ek moet meer bid, want dis al my antwoord lê, want niks anders is werk. En God is besig om aan jou te werk op daai stadium. So die eerste punt is, jy moet weet dat God met jou is in jou storm. Amen. Die tweede ding is, wat ek en jy moet doen, wanneer ons in die storm is, ons moet begin luister na wat hy sê. En ek wil hier net kom kyk wat sê 1 Konings 17 vers 13. Toe ons het dan ook gesê, Here het hom gevra, Elia, wat maak jy hier? En Elia vertel hom hierdie hele storie en sê, Here, maar hy hoor wat hy sê, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En wie wat vir op 'n later stadium kon God met dieselfde vraag kom toe daar vers 13. Hoor gou. Hy sê, wat maak jy hier, Elia? Die B-gedeelte. En Elia antwoord hom dieselfde vraag. Weet jy wat gebeur daar? God sê, ek wil jy moet luister na wat ek sê. En wanneer ek en jy mismoedig is of in 'n storm is die beste plek by die voete van die Here. Die beste plek is om die woord oop te maak en te luister na wat God sê. En weet wat Elia antwoord homself, maar hoekom het God hom dan 'n tweede keer gevra? Want dit lyk my die eerste keer het Elia nie geluister. En hier kom hy en Elia antwoord 'n tweede keer die vraag wat God hom vra met dieselfde antwoord. En God sê vir hom, luister Elia, wil jy moet luister na wat ek gesê, ek het jou gesalf, ek het jou gekies, ek wil jy moet gegaan het, hoor jy wat ek vir jou gesê het? Net so kom ek en jy partykeer in 1 Petrus 2:9. Hoor wat? Is een skrif uit baie uit 1 Petrus 2:9. Kom die woord van die Here, hy sê die volgende daar vir ons. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Amen. Ek wil hê jy moet jouself sien in die storm. Dankie Here. Mag ek vanmôre vra van wie sit vanmôre op 'n uitdaging? Kom aan. Wie het 'n uitdaging vanmôre? Dankie vir eerlikheid. Ek wil vir jou antwoord gee vanmôre. Amen. Vir antwoord gee. Dankie Here. Die Here sê luister gou na wat ek sê. Dis die tweede punt. Eerste punt was die Here God saam met jou in die storm. Die tweede punt is God sê begin iets doen. Hy sê dan vers 9 in Petrus 2, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.
Die Here sê, jy is gekies om 'n verlossingsplan, 'n verlossingsboodskap aan ander te bring wat nie meer moontlik is nie. God sê ek wil jou hoop kom gee. Wie kom by die vyand jou stil maak? Ek wil jy moet gaan praat oor die goedheid van die Here. God sê die oomblik wanneer jy nie stil is, maak dit jou Bybel ons. Ek weet baie van ons gaan bid en sê, ag Here, ek wil net hê jy moet met my praat. Maak dit jou Bybel oop, God gaan met jou praat. Want die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees, al is dit 'n mens wat dit geskryf het. Dis God se woord. Die Bybel sê die beloftes van God is vas in die hemel in Psalms. En wanneer die beloftes vas is in die hemel, wil ek hê jy moet vanmôre met jou omstandighede te klein moet skryf. Al voel hy vir jou te groot. Jou omstandighede is te klein om God se beloftes te skryf. Maar pastoor, hoekom word die beloftes van God nie byne nie? Want jy sien ek stem nie saam met God partykeer nie. Die vyand het my so verblind dat ek weggedraai het van die Here af en hy het 'n klomp leuns in my kom inpak en daarom het ek 'n victim geword van hom. Hy het my gekom bombardeer met 'n klomp leuns en omdat ek nie meer raak sien wat ek moet sien, omdat ek in die vleeslike oog nie goed sien, het ek gebombardeer met 'n klomp leuns en ek het God eintlik die skuld gemaak. Want jy sien, die vyand wil God se karakter steek. Hy wil jou kom vertel dat God nie is wat hy sê hy is. Wat 'n leuen in die put van die hel. Die derde ding wat ek met jou wil deel vanmôre is wanneer ons nou geluister het na wat God sê wanneer ek in my stoel is, die derde ding is, weet jy moet vanmôre weet, jy is gekies deur God. Jy moet dit vanmôre weet. 1 Konings 19 vers 15 is in Elias, dit is goedjies wat ek maar uitgehaal het vir myself, vir my het baie beteken, ek wil vir iets beteken. En hy vra dan vers 15, hy sê, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad. Ja. Hier is die profetiese woord. Gaan terug op jou pad, Elia. God sê, want jy weet, daarvan af waar jy weggedwaal het, daar was my plan gewees, wat ek wou uitgevoer het in jou gebruik hieraf. Oorgegaan. Hy sê vir hom, gaan terug na die pad in die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning van Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning met Israel. En Elisa, die seun van Safan, uit die Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. So in ander woorde, daar's 'n plan gewees. Nou begin ons agter die storie kom. Dis hoekom Jezebel probeer het om Elia in vrees te sit. Dis hoekom hy gees van vrees en mismoedigheid en neergeslagtheid oor Elia gekom het wat God het 'n plan gehad. Die Here sê vir Elia, gaan terug op jou pad. Weet jy hoekom? Want hy sê vir Elia, ek het jou gekies, nie jy vir my. Hy sê, Elia, ek het jou gekies, nie jy vir my nie. Ek het jou gesalf as profeet. Ek het jou gesalf as koning en priester. Ek wil hê jy moet teruggaan. Johannes 15 vers 16 kom skryf iets baie kosbaar. Ek wil nie gou oor dit sê. Hy sê, ek is 'n klein tydjie, vers 15:16, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dankie, Here. En hier gebeur iets. Hier gebeur iets in Elia se lewe. God sê, gaan terug in die pad. Gaan terug in die pad. In die omstandighede. Staan nie geblaf. Wie is die pad tot hier? Dis my plan, ek moet ooit met God uitgaan. Dis die plan wat die Here het. Maar iewers was ergens iets gebeur in my lewe wat my neergedruk het en ek het weggeloop op die pad. En hier is ek in my mismoedige posisie, ek is moedeloos, ek is uitgeput. Ek kan nie meer die Here, die Gees maak my moeg, want ek het my oë afgehaal van God af. Die plan wat God gehad het om my te gebruik, het ek van al weggedraai. En ek is hier, en die Here kom by my, sê vir my, Jan, wat maak jy hier? Gaan terug op hierdie pad. En hier waar my plan begin, daar waar die vyand jou probeer mismoedig maak, spreek hom daaraan. Liewe, is daar waar jy saam maar ek bestaan jou in die naam van Jesus Christus. God het 'n plan vir my lewe. Hy het aan die kruis gesterf om Golgotha vir my. Ek is gesalf en gekies vir 'n tyd soos hierdie. Ek is gered omdat God 'n plan het met my lewe. Hy het my hiernatoe gebring omdat ek op 'n plek moet kom waar mense moet hoor van die evangelie. En jy weet wat, dan kan ek sê, hoorie, wil jy gou hoor wie die Here is en ek lei hom na God toe. En weet wat, daar het die vyand verloor. Dankie my maatjie. Daar die vyand verloor, maar hier
Ek kan nie laat, ek moet terugkom in die pad wat ek geloop het, want die hele pad wat ek gestap het, was 'n pad van Here, waar is U? Here, hoekom help U my nie? Here, wat het gebeur? Here, sê ek maar terug op hierdie pad. Want jy sien, ek moet gaan regmaak waar ek opgebrou het. En al wat ek het gaan doen, is terug na die kruis. Kneel at the cross and Christ will meet you there. En daar moet ek weer by. Jesaja 51 vers 9. Skryf iets baie mooi. Ek sluit af met die skrif. Ek wil hê jy moet moed kry. Ek wil hê jy moet verstaan. Jesaja skryf in vers 1 die volgende. Hy sê, luister na my. Julle, jy moet gaan luister. Wat jy so oor die bors van my. Sê julle dankie dat jy vanmôre met my praat. Here sê, luister na my Here, wat die geregtigheid najag. God praat nie met kinders van die Here nie. God praat nie met manne en vroue wat Jesus liefhet, wat ook deur storms gaan. God praat vanmôre met jou wat jy sit, wat ook omstandighede is in jou lewe het. Want God weet in sy hart weet en jy's 'n kind wat geregtigheid wil wandel. Hy sê luister na my. Hy sê aanskou die rots waarin jy gekap is. Hy sê aanskou die rots waaruit jy gekap is. En hy sê en die honde van die put waaruit jy gegrawe is. En dan kom die Here met iets daar verder in vers 12. Hy sê ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Weet jy wat? Dis mense baie keer in ons lewe wat ons seermaak. Mense wat ons te nakom, mense wat nie verstaan waar dit gaan nie. En weet jy wat is maklik om vir iemand te sê vertrou net op die Here, maar hy weet nie waar hy is nie. Ja. Was jy al daar gewees, dan kan jy dalk saam praat. Weet wat? God sê ek is die een wat hy ons sê. God is die een wat hy ons sê. Ek weet nie hoe dit vanmôre vir jou sê. God is die een wat hy ons sê. Weet het. Jy wil never do this that. Hy ken elke tree van jou lewe. God sê ek is die een wat vertroos. Wees jy dat jy bevrees is. En dan praat hy verder, hy sê dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker. God sê, hoekom bewe jy vir die grimmigheid van die verdrukker? Weet jy dan nie, hy is 'n leenaar nie? Weet jy dan nie, hy wil jou probeer vernietig nie? Weet jy nie dat hy die een is wat teen my woord praat nie? Hy is die teenstander wat rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verwoes. Weet jy dit nie? Hoekom bewe jy dan vir die verdrukker? As ek dan God is, as ek dan gesê, aanskou die rots waaruit jy gekap is. Praat verder en hy sê, waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Hy sê, die in boeie, gekromde, word gou losgelaat en sal nie sterwe in die kuil neerdal nie, en sy bloed sal nie die God gee belofte. Hy sê, jy wat in boeie is, gaan jy nie los nie. God sê, ek gaan met jou wees. Hy sê, maar ek is die Here jou God, wat die seën beroer, sodat sy golwe prys. Here van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde, hoor mooi, ek wil nie ouens luister vanmôre. As ons hierdie goed kan raak lees, gaan God 'n groot ding in jou lewe doen. Hy sê, ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. God sê vanmôre, is tyd om in die woord te klim. Die Here sê in Lukas 10:19, ek gee jou die mag om slange en skorpioene te trap en die heers oor al die mag van die vyand en sal jou geen skade doen nie. Weet jy wat? Die oomblik wanneer ons aangesig van God wegdraai, word ons 'n victim vir die gees van die vyand. En hy is besig om ons lewe te tap en te maak. God sê vanmôre vir my en vir jou, ek is die God van hemel en aarde. Ek is vanmôre die God wat sê, moenie die verdrukker vrees nie, want ek is 'n waarmaker van my woord. Het jy nie geweet dat die Here gesê het, die wat in Christus is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygaan, kyk as ek nie geword het. Van jy moet weet vanmôre, jou storm is nie tydelik. Ja. Dit is 'n beproewing wat God vir jou gegee het,
sodat jy aan die ander kant kan uitstap as 'n oorwinnaar. As 'n oorwinnaar. Ook vanmôre, ek wil graag met julle deel, sien gode, wanneer op 'n boot is, en voel of die moet vir ons staan. Nou hoor ek julle roep, Here, hoe lank nog? En Here sê, omdat julle my raak aanroep, sal ek 'n tyd wees, wanneer julle my hand gaan sien beweeg. God sê, net opgee, ek sien hoe gaan julle weer goed. En ek sien die boot as, maar God sê, ek is besig om die wind op te steek op die see, en julle die rigting te stuur, waar ek wil moet gaan, en wat moet julle moet gebeur. Ek weet hoe nie my wil vanmôre wil julle los. Hoor julle, wil vanmôre wil julle los. God sê, ek is die waarmaker, ek nog nooit verander nie. Ek wil nie moet vanmôre weet, hier is able to do the impossible. He is able to do the impossible. Jy mag nie opgee vanmôre. Jy mag nie opgee vanmôre. Jy moet aanhou vanmôre, want jy weet wat God sê, ek het my woord in jou mond geplaas. Jy en ek moet dit vanmôre proklameer, want jy weet wat, ons moet die dinge roep wat nie bestaan, asof dit bestaan. Die mag van lewe nood lê die tong, ons gebruik die vrug daarvan sal ons gee. God sê vanmôre, ek gee jou vanmôre die opdrag om my woorde in jou mond te begin praat. Hou op om goed te praat wat geen vrug vir jou kan bied vanmôre. Amen. Wil jy nie saam met my staan nie? Vanmôre weet ek dat God in niemand se hart kom roer vanmôre. Ja. Ek wil hê jy moet vanmôre die Heilige Gees 'n geleentheid gee om dit wat God se woord vanmôre vir jou gebring het, net so 'n bietjie te ontstel. Net so 'n bietjie te onthou. Yes. Want jy weet, dit is daar waar die verandering van plaasvind. Ek wil jy moet vanmôre in jou geestesoog sien en sê, Here, I turn back to you. Ek gaan terugdraai. Want jy het my gekonfronteer vanmôre met my gevra, wat maak jy hier? Ja. Dis nie waar jy hier wil hê, wat maak jy hier? Ja. Het is nie altyd maklik om positief te praat in 'n tyd van negatiewe omstandighede is nie. Maar ek wil jy moet vanmôre weet, as jy kan positief praat in 'n negatiewe omstandighede, gaan die negatiewe omstandighede kan verander in God se guns. Want jy sien, God se beloftes kan deel word van jou lewe wanneer jy God se woord begin proklameer. Want God beweeg die buite die raamwerk van sy woord. Ek wil vir jou bid vanmôre, voor ons hierdie lied gaan sing van Come to Me. Ek wil vir jou vanmôre vra, as jy in hierdie storm is, en sê, Here, ek weet nie. Ja. Jy wat ingeskakel is, jy weet nie hoe nie. Maar God sê vanmôre, lig jou hande op. Ja. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ja. Ek sal jou uithelp en jy moet my leer vanmôre. Weet vanmôre dat God 'n God is van veranderings. God is 'n God wat vanmôre hier is om jou te kom help. Dankie, Here. Wil jy nie, as jy vanmôre moet dit nie onder saam met ons doen. Ja, amen. Sê, Lord, thank you that you see me this Dankie, Here. Vader, ek wil bid vanmôre vir elkeen in hierdie plek. Here, U is bekend met elke uitdaging wat ons elke dag het. Yes. Maar dankie dat U woord sê, kom na my toe vir die wat vermoeid en belas is. En ek sal jou rus gee. Dankie, Here. Vanmôre is my gebed, Here, dat U vanmôre sal deure oopmaak waar deure nie is nie. Here, hier is mense vanmôre wat sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek weet nie meer wat om te sê, ek weet nie meer wat om te doen nie. Here, ek wil vanmôre eerstens kom sê dankie dat U bietjie kan aftap by hulle. Dankie dat hulle so 'n bietjie gedetox het. Vanmôre moet hulle besef, U sal hulle nooit los nie. Here, Abraham moes 25 jaar wag vir sy belofte. Jesus. Here, Josef moes 31 jaar gewag het. Jesus. Here, maar U het 'n belofte gebring. Ja. Ek wil dankie sê vanmôre vir guns. En elke tree wat gegee word. Amen. En Here, dat ons gaan triomfeer. Dankie, Here. Vir dit wat U gaan doen. Word U verheerlik vanmôre in elke tree wat ons gee. Here, dat U die bron van voorsiening is. Dankie dat ons weet vanmôre U trek vir ons uit en maak die pad vir ons gelyk. Here, ons wil die eer en die lof vanmôre aan U gee vir wat U doen. Dankie vir guns, Here, wat so groot is dat ons baie keer nie kan besef hoe ons dit gaan hanteer nie. Maar Here, wanneer die seën van God reën, sal U vir ons die tyd beskikbaar stel om dit te kan hanteer. Maar dankie, Here, vanmôre dat U nog nooit verander nie. Seën elkeen vanmôre, Here, van die liefde van die Here is my gebed in Jesus se naam. Amen.
En kan ons die Here nie net dan lof of vergeet. Nooit ons se dank nie. Dis sy kind, sy liefheid. En dis sy kind. Die kan ons nie net sit vir come unto me. I will give you rest. Hallelujah. As pastoor kan ek vanmôre sê, ek het ook 'n preek gekry. Ek lê vanmôre voor jy, ek het nie ook gou hier sit plekke. Ek lê vanmôre voor in my studeerkamer. Ek sê Here, gee net om vir my ook. Sien my ook net raak. My stormende. Ja. En pastoor Jan se preek, dit lyk so of ek net, maar gelukkig toe kyk hy na my kant toe. Ek dink hy preek nou net vir my vanmôre, want ek preek vir julle altyd, jy weet. Maar vanmôre die Here loof die Here. Ja, ek sit in 'n storm. En al is jy pastoor, jy sit partykeer in 'n storm, net die Here weet. Yes, amen. Gister soveel mense, gister weer uitgeroep na mense toe ensovoorts. Sê ek, Here, sal er net iemand wat my oog raak sien nie. En vanmôre sê die Here, jy is net reg stil. Ek sê jou vanmôre preek net vir jou, sommer 'n goeie preek vir jou. Prys die Here, weet jy, dis lekker om die Here te dien. Mag die Here u baie ryk seën. Weer is 'n lang naweek, weer baie van mense weg, maar die wat ingeskakel waar jy ook mag wees, ek wil vanmôre vir jou sê, somebody cares for you. Yes, Iemand gee om vir jou, sy naam is Jesus, en mag die Here u baie ryklik seën, ook waar jy staan. Nou ons gaan nog lekker op die vanaand 6:30 gaan ons weer lekker aangaan en dan gaan ons weer kerk hou vanaand 6:30. So mag jy moenie mis nie, jy moet vanaand hier wees. Maar hoor nou net mooi, ek vra vir julle, okay, liewe inluisteraars, hoor mooi. Gaan ons pastoor Jan deurskakel. Ek is laat weer kyk, ons vanaand weer 6:30, né? So okay, ons gaan lekker kyk. Dan gaan hulle lekker sing vir ons. Hulle sing nou lekker, né? En ek dromme, joe. Nou ek is ons vanaand lekker kerk hou. Nooit iemand saam, bring iemand saam. Vanaand gaan ons lekker kerk hou. So al sing ons die hele aand, al bring ons kort woord, maak nie saak nie. Net, ons gaan net lekker kerk hou vanaand. Ons nooi in om saam met ons in te skakel. Mag die Here u baie seën. Ons moet nou lekker koortjies sing voordat ons van die lig afgaan. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Weer eens weet net die Here gee om vir jou. Jy's kosbaar vir jou. Waar jy ook al mag ingeskakel wees, die Here seën jou. Gaan saam met ons hierdie ou koortjie sing, dan sluit ons af. Dan gaan ons die lig af. Kom ons sing nog hierdie een ou koortjie saam vir ons luisteraars. Daar sê, kom ons staan.
Ek wil vir julle sê, Pastor Jan het reeds gesê, vir jou as inluisteraar, ook jy waar jy staan, toe jy gepraat het en jy gehoor, jy gepraat sê, Here, U gee om vir my. Die Here gee ons gaan spesiaal vir jou bid wat inluister. Now I would say to my brother here, God cares for you. He will take good care of you. I want to ask my brother behind you just to lay his hands on the shoulder. And I'm going to pray for you specially this morning. I know God has purpose. You came in here, you say, am I welcome? You are welcome here. Because Jesus knows your heart's desire, my brother. I know that He will take good care. You didn't. You came in here with a big obstacle in your life, that God's going to change your circumstances this morning. I know that God will take good care of you. Just believe, because if you believe, God will settle it for you. I trust God for a miracle in your life. I know it's very difficult sometimes. When you came in here, the Lord said, you feel so uncomfortable. But listen now, God's going to do something special for you. Just believe and trust God for that miracle. En vir u wat ingeskakel is ook. Kom ons bid net saam as ons uit ook. Hemelse Vader, Here, terwyl Pastor Jan gepraat het, daar mense wat gesê het, Here, oop vir my. Here, oop vir my. Here, gee U om vir my. En Here, ek wil vanmôre sê baie dankie vir hom en haar wat ingeskakel is vanmôre. Wat sê Here, oop vir my. Ek dank U Here dat Hy by hom en haar stil staan in hierdie môre. Hulle omstandighede van droefheid na blydskap verander. Hulle trane in gelag verander. Ek dank U vir 'n kosbare goddelike werk wat U nou doen. Ek weet Here, U is die antwoorder van gebed, dat U verander omstandighede. Lord, I pray for all our English speaking people, that you guide them, that you protect them, that you help them, Lord. You know what their heart's desires are. Lord, my brother here, Lord, I know that he came in here with something to happen in his life, and I pray, Lord, that you perform a miracle in his life, and also all the people that's tuned in, Lord, that they will know this morning a miracle will happen in their life. You are a good God. You are a magnificent God. You will change circumstances like nobody else can do it. We pray, Lord, in the mighty, wonderful name of Jesus, and we give you all the honor and glory, and we say amen. Amen. Baie dankie. Die Here seën u, mag die Here u baie ryklik seën. Geseën vir u waar u ook al ingeskakel is, in Jesus naam. Amen.